Goeiedag graad 9's, welkom by Tuma Mina Teaching. Jy is ingeskakel vir jou eerste les en jou laaste les van kwartaal 4. Maar dit is ook jou laaste les van die jaar. Kan jy glo, die jaar is op sy einde. Onthou, in hierdie reeks fokus ons slegs op die ekonomie en die entrepreneurskap gedeelte van die vak EBW. My naam is Juliana Lou en hierdie is my bydrae tot Tuma Mina Teaching. Graad 9's in hierdie les gaan ons fokus op vakbonde en gaan ons die volgende subonderwerpe bespreek. En onthou, wanneer jy klaar is, om ook die selfmerkassessering te voltooi om jou kennis te toets. Okay, graad 9's. Nou, ek seker julle almal ken klaskapteine, reg? Julle het 'n klaskaptein in julle klas. Nou, wat is die doel van 'n klaskaptein? Klaskaptein is daar om jou as die leerder te verteenwoordig. Is ek reg? As jy 8 periode wil hê, of bietjie minder werk wil hê, of nie huiswerk wil hê nie, wat doen jy? Jy vra vir die klaskaptein om dit aan die juffrou oor te dra. Nou, net so in die werksplek is daar ook 'n groep of 'n organisasie wat die werknemers verteenwoordig. Ons noem hulle vakbonde. Vakbonde is 'n georganiseerde vereniging van werkers in 'n ambag of 'n spesifieke beroep, wie die regte en belange van werkers beskerm en bevorder. 'n Vakbond word deur sy lede bestuur en betaal. 'n Bekende vakbond in Suid-Afrika is COSATU. Dit staan vir die Kongres van Suid-Afrikaanse Vakbonde. 'n Vakbond onderhandel met werkgewers namens hul lede of werkers om die beste ooreenkoms te kry in terme van aanstellings, afdankings, salarisse en loonverhogings en werksomstandighede. En kyk, ons is alweer in 'n tydmasjien. Kom ons gaan kyk waar vakbonde begin het. In die laat 1800s tot vroeg 1900s het vakbonde in Suid-Afrika begin, waar werkers, veral in die beroep van mynbou en spoorweë, begin veg vir beter werksomstandighede, billike lone en ander arbeidsregte. Jare later het vakbonde 'n belangrike rol in die anti-apartheidstryd gespeel. Hulle het stakings en betogings georganiseer wat gehelp het om druk op die apartheidsregering te sit. Vakbonde het ook die breër beweging vir demokrasie en gelykheid ondersteun. In vandag se tyd speel vakbonde steeds 'n groot rol in Suid-Afrika. Kom ons gaan kyk heel eers na die funksies van 'n vakbond. Die eerste funksie van 'n vakbond is dat hulle die regte van werkers in die werksplek verteenwoordig deur middel van dissiplinêre verhore. Hulle bied advies aan werknemers oor arbeidswetgewing. Hulle neem ook deel aan kollektiewe bedinging deur die werknemers te verteenwoordig oor kwessies soos billike lone en werksomstandighede. Okay, graad 9's, julle wonder seker wat beteken kollektiewe bedinging. Kom ons breek die woord op. Kollektiewe bedinging. Kollektiewe beteken as 'n groep, nee, saam. En bedinging is om te onderhandel. So as ons dan sê kollektiewe bedinging, dan beteken dit dat vakbonde die rol vervul om namens die groep, namens die werkers, te onderhandel by werkspleksaangeleenthede. Okay, so nou dat ons die funksie van 'n vakbond verstaan, kom ons gaan kyk na die verskillende rolle wat 'n vakbond ook in die werksplek moet speel. Vakbonde onderhandel met werkgewers namens hulle lede en besoek ook van tyd tot tyd die werksplek om met hulle lede te kan vergader. Vakbonde vra gewoonlik vir die werkgewers om die ledegeld vir die vakbonde vanaf hulle lone of salarisse af te trek. Verder is vakbonde natuurlik ook daarvoor verantwoordelik om nywerheidsaksies te organiseer. Let wel, dit moet wettig wees en 'n beskermende omgewing en werkers kan nie afgedank word as hulle aan hierdie stakings deelneem nie. Maar hulle ontvang ook nie 'n loon of 'n salaris vir daardie dag waar hulle aan 'n staking deelgeneem het nie. Okay, nou, ek weet julle is nuuskierig oor hierdie staking, so ons gaan later 'n bietjie meer
oor staking spesifiek gesels. Kom ons gaan kyk nou eers na die verantwoordelikhede van vakbonde. 'n Vakbond funksioneer as 'n nie-winsgewende organisasie, wat beteken dat hulle nie mag wins maak vir persoonlike gewin nie. Alle wins moet gebruik word vir die doel van die vakbondaktiwiteite. Hulle is ook verantwoordelik daarvoor om hulle lede in te lig oor hoe hulle lede geld gebruik het, sodat hierdie lede kan sien dat hulle geld effektief of dan nou nie gebruik word nie. Laastens is dit belangrik dat hulle moet seker maak dat die reëls oor vergaderings en die verkiesing van vakbondverteenwoordigers toegepas word. Ja, julle het reg gehoor, graad 9's. 'n Vakbondverteenwoordiger is ook 'n titel. So iemand wat 'n vakbondverteenwoordiger is iemand in die werksplek wat gekies word namens die lede om soos 'n soort van 'n middelman op te tree tussen die werkgewer en die vakbond. Goed, graad 9's, ons het nou gekyk na die funksies, die rol en die verantwoordelikheid van vakbonde. Daar is 'n verskil, so maak asseblief seker dat jy nie de mekaar raak nie. Dis verder ook belangrik om te onthou dat daar natuurlik baie meer verantwoordelikhede, rolle ensovoorts is. So vir hierdie doeleindes het ons net na 'n paar gekyk, maar maak seker dat jy almal leer wat jou onderwyser vir jou van vertel het. Sjoe, ek is nou lekker dors. Ek weet, kom ons gaan na Canva toe, na Ikasi Koffie Company, om 'n lekker koppie koffie te kry. Ag nee, Canva, dit raas vreeslik hier by jou. Jou werkers lyk baie ongelukkig. Hoekom staak hulle? Ag nee, dit beteken dat ek nie 'n koppie koffie vandag kan kry nie. Graad 9's, dit lyk vir my of die werknemers van Ikasi Koffie Company baie ongelukkig is. Hulle staak voor die winkel. Blykbaar is dit omdat hulle nie 'n hoë salarisverhoging gekry het nie en boonop baie lang werksure het. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n nywerheidsaksie. Kom ons gaan kyk na nog 'n paar. Okay, graad 9's, nou mens kry wettige en onwettige stakings. Kom ons kyk na die stappe van 'n wettige staking. So wat eers moet gebeur, graad 9's, is dat die grief of die dispuut, net die konfliksituasie, amptelik aangemeld moet word by die KVBA, die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie. Indien die dispuut of die grief nie opgelos is nie of onopgelos is, moet daar 'n sertifikaat uitgereik word. Dit moet binne 30 dae na die verwysing wees. Dan is dit ook belangrik om meer as 48 uur kennisgewing aan die lede te gee voor daar 'n wettige staking gaan plaasvind. Okay, so nou dat die stappe verby is, kom ons gaan kyk na die tipes nywerheidsaksies. Die eerste tipe staking is 'n beskermde staking. Dit is wanneer werknemers weier om te werk as 'n vorm van protes om werkgewers te dwing om na hulle eise te luister. As 'n staking onwettig is, staan dit bekend as 'n onbeskermde staking. Dit gebeur wanneer vakbondlede of selfs nie vakbondlede staak sonder die ondersteuning of goedkeuring van hulle vakbond. Graad 9's, jy gaan in die werksplek ook eendag met vakbonde en met stakings te doen kry. Maak asseblief seker dat jy nooit aan 'n onwettige of 'n onbeskermde staking deelneem nie. Dan kry ons ook betogings, né? Dis soos wat ons gesien het by Ikasi Koffie Company, waar die stakende werkers buite die winkel of die besigheid staak om gewoonlik nog ondersteuning van die publiek of van ander werknemers te kry. En dan die laaste tipe staking is 'n sloerstaking. Die woord sê dit vir ons. Die werkers sloer met hulle werk. Met ander woorde, hulle werk as stadig sodat die produktiwiteit en die produksie van die onderneming kan afneem en sodoende die besigheid se winste verlore kan gaan. Okay, so nou gaan jy dalk sê, maar sjoe, kyk hoe baie stakings kan werknemers toepas. Wat kan die werkgewer doen wanneer die werknemers nie reg optree nie? Hulle kan 'n uitsluiting toepas. En die woord sê dit vir ons, hulle sluit die werkers uit.
Met ander woorde, hulle maak die deure toe en laat eenvoudig net nie die werkers in die werksplek in nie. Dis hulle manier om ook weer druk op onwettige werknemers wat staak toe te pas. Graad 9 is nou sit jou beurt om 'n bietjie te werk. Stop gou hierdie video en dan gaan jy sien gaan daar 'n tabel op die skerm verskyn. Ek wil hê jy moet die regte definisie by die regte nywerheidsaksie pas. Is jy reg om dit te doen? 3, 2, 1. Graad 9 is ek hoop regtig dat Canva hierdie geskil en probleem in sy werksplek sommer vinnig sal oplos. Dis belangrik dat Canva as werkgewer sal mooi omsien na sy werkers, sodat hulle op die einde van die dag meer produktief kan wees en sodoende die besigheid meer winsgewend kan wees. Dit is natuurlik weer vakbonde se verantwoordelikheid om seker te maak dat werknemers goeie vergoeding en billike salarisse en lone ontvang, sodat hulle op so 'n manier weer kan bydra tot die vermindering van werkloosheid in ons land en dat die werknemers aktiewe ekonomiese deelnemers in die Suid-Afrikaanse ekonomie kan wees. Graad 9 is en net so kom ons aan die einde van ons heel laaste les vir Graad 9 EBW. Baie dankie dat julle saam met ons op hierdie reis was. Onthou om die selfmerkassessering te doen. Sterkte met jou eksamen en ek hoop regtig dat ons sommer 'n klomp van julle volgende jaar in die ekonomie, rekenkunde en besigheidstudies klas sal sien. Bye!